Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is maandagoggend. Ek wonder hoe jou maandag tot dusver verloop het, maar ons weet dat dit sal wees soos in die keuse wat ons voor gaan maak. Die woord praat van ons hardloop 'n lewenswedloop. En hierdie is nie net 'n 100 meter wat ons vinnig aflê nie. Dit is werklik 'n marathon waarmee ons besig is. Ons weet een van die goed wat Jesus vir ons gesê het, is dat ons dit nie gaan maklik hê nie. Dan sê hy maar ons moet moed hou, want hy het hierdie wêreld klaar reeds oorwin. Nou elke marathon moet begin by die eerste tree. En vir my is die eerste tree van 'n lewenswedloop wat jy moet begin by jou gedagtes. Jy weet mos, dit is soos daardie wat ons baie keer sê van uitstel kom afstel. Ons sien die goed so groot voor ons, soos in die massiewe berg, dat ons net nie eers begin nie. Maar elke marathon se belangrikste belangrik is by daardie eerste tree waarmee jy begin. En dan weet ons ook, dit is nie net hoe jy begin nie, maar dit is hoe jy klaar maak. Maar as daar nie vir jou 'n begin is nie, sal daar ook nie 'n klaarmaak wees nie. En baie keer wens ons so ons lewe om, en almal van ons is daaraan skuldig. Ons wens is vakansie, ons wens is dit, ons wens is dat. En dan vergeet ons die dae tussenin, wat ook in hierdie journey inpas. Want dit is wat die woord van die Here vir ons sê. Hy sê alles sal ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet. Elke tree wat jy gee. Ons kyk uit God se woord uit as voorbeelde. Daar waar hy met Josua gepraat het en gesê het, Josua 1 vers 3, elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. En dit is waarvoor ons binnekamer daar is. Dalk luister jy nou na hierdie, dalk is dit geshare. Op 'n manier vertrou ek die Gees van die Here om hierdie boodskap by jou uit te bring. En dalk sit jy vanoggend op 'n plek van verslawing. En jy voel jy moet klaar maak met hierdie iets. As dit verslawing van buite af is dit dalk baie makliker om te kan sien waarmee jy moet klaar maak. Maar wat daarvan as dit verslawing binnekant in jou is? Dat jy naderhand verslaaf daaraan geraak het om die hele tyd bekommerd te wees. Verslaaf daaraan geraak het om dinge ingewikkeld te maak. Wat van daardie dinge? Jou eerste tree wat jy ooit kan gee, is nie daardie WhatsApp wat jy aanstuur, bid vir my nie. Dit is daar waar jy begin in jou binnekamer, om vir Jesus te vra, om vir jou in te tree by Vader God. Maar bid jou hart uit. Ek weet vir baie mense is dit moeilik om te kan bid. Maar voor die Here kan jy absoluut wees net wie jy is. Hy sien in elk geval reg deur jou. As jy nie kan hardop bid nie, begin in jou gedagtes bid. Pak net alles uit wat in jou lewe aangaan, in jou gedagtes. Hy sal dit hoor. Dat jy later by daardie plek sal kom, dat jy self dit moet hoor, dit wat jy hardop bid. En dat nie net jy dit moet hoor nie, maar dat die vyand dit ook moet hoor. Dat jy nie bereid is om te wees die ou mens nie, maar dat jy wil verander. Ek leer altyd by beraders die volgende. Moenie die persoon wat voor jou sit aanvat in die uiterlike nie. Doen wat die woord van God sê. Jy sien, Jesus kyk nie na ons in waar ons nou is nie. Hy kyk na ons in die woorde wat hy self gesê het, dit is volbring. Kyk na jou
uit die plek uit van oorwinning. Kyk vanoggend na dit wat jy in gebed vra, asof jy dit reeds het. Jy vertrou dalk die Here vir 'n huis. En dan is hierdie woorde nie Nijmiet en Kleinmiet nie. Sien hoe daardie agent die sleutels in jou hand aan jou oorhandig. Jy vertrou dalk vir familie wat vrede moet hê. Sien hoe almal om die tafel sit en vrede het. Jy vertrou dalk die Here vanoggend vir mense wat die Here moet begin aanbid, hom moet dien. Sien hoe daardie persoon kniel en daardie persoon sy lewe vir die Here gee. Jy vertrou dalk die Here vir 'n lewensmaat. Sien hoe Jesus daardie maat na jou toe bring. Ek weet nie waarvoor jy die Here vertrou nie, maar ek weet net dinge begin by tree vir tree. En ek weet net dit begin by daardie eerste plek van danksegging, smeking en gebed. Jy kan vir hom dankie sê. Hoekom kan jy vir hom dankie sê? Want wat hy vir jou in gedagte het, is reeds volbring aan daardie kruis. Elke emosie wat jy vandag mee gaan stoei, het Jesus vir jou gedra. En as jy my nie glo nie, gaan alleen in jou binnekamer en gaan lees wat hy vir jou gedoen het by Golgotha. Gaan neem die dankseggingsbeker wat Jesus vir jou geskenk het. Gaan sit alleen, daar waar niemand van weet nie, daar waar niemand jou hoor nie, maar net hy jou kan hoor. En begin reeds vir hom te sê dankie. Dankie Jesus vir wat u volbring het. Elke woord wat u in u woord spreek is die waarheid. En dan nou vas jy die dankseggingsbeker en jy kan vir hom sê vanoggend, Here vergewe my, dat ek dalk meer kere negatief was oor wat u vir my beloof het. Dat ek soveel keer dit dalk nie geglo het nie. Here, ek wil die saak met u regmaak. En Here, ek wil begin besef, dit is nie ek wat die onmoontlike kan doen nie, maar dit is u. En dan kan ek jou die versekering gee, dat binne jou wonde is, wonde, omdat wat jou begeerte is, nog nie uitgekom het nie. En dan bid jy vanoggend en jy vra Jesus, om deur sy wonde vir jou genesing te bring. Want God het vir Josua gesê, tree vir tree. En ons moenie dit sien as spronge nie. Ons moet treetjie vir treetjie elke belofte vat wat God vir ons het. En 'n maandag is wonderlik om te sê, dit is 'n blou maandag, want blou staan vir koningskap. En om te weet, jy is daar die koningskind, om op 'n maandag al te begin en te sê, ek weet, hierdie week gaan u vir my iets groots doen. Dankie daarvoor. Amen.